by hierdie episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Marnix Boersema. Goeiedag en baie welkom by 'n eerste episode vir 2025. Miskien kyk jy hierdie episode ver in die toekoms, mens sal natuurlik nou nie weet nie, maar ons neem hierdie episode op in Januarie en ons het al ons manne weer terug na bietjie van 'n rustyd, bietjie van 'n breek wat ons gevat het. Jonker het gewerk aan sy baard. Jaco was by die see, Gerry, ek dink Gerry, jy was ook 'n bietjie weg, ek kan nie onthou waar jy was nie, ek was ook by die see. So dit was lekker. Nou is ons weer aan die gang. En ek sien baie uit na ons gesprek vir vanoggend. En ek sien baie uit om saam met julle ook weer te leer en te groei. En ons bede is natuurlik nog steeds dat ons luisteraars ook, soos wat hulle inluister op ons episodes, ook saam met ons mag groei en saam met ons op hierdie pad mag stap. Ons gaan hierdie jaar begin met 'n nuwe reeks, en dit is 'n reeks vir nuwe gelowiges, 'n nuwe reeks vir nuwe gelowiges. So ons wil fokus op disippelskap vir jong gelowiges, of disippelskap vir nuwe gelowiges. Nou die van julle wat getroue Scriptura luisteraars en lesers is, julle sal weet dat ons al reeds 'n disippelskap reeks het. So as jy gaan soek op ons webblad vir disippelskap, dan gaan jy daar 'n baie lekker lywige reeks kry oor disippelskap, en daai reeks is bedoel om te verduidelik wat disippelskap is en hoe 'n mens die hele disippelskap ding doen. Maar dit is nie die bedoeling van hierdie reeks nie. So moet nou nie bekommer nie, hierdie reeks is nie 'n oorvleeling van die ander een nie, hierdie is nie 'n duplikaat van die ander een nie. Hierdie het heeltemal 'n ander perspektief. Soos ek gesê het, dis 'n reeks vir nuwe gelowiges. En wat bedoel ons daarmee? Ons bedoel daarmee dat ons kom agter dat ons moet die nuwe gelowiges, die nuwe lidmate, nuwe Christene wat jonk is in die geloof, wat pas tot geloof gekom het, of hulle wat graag geestelik wil groei, ons wil hulle opvang met hierdie reeks. Ons het agtergekom dat daar toenemend gelowiges in die kerk kom, of as lidmate aansluit by die kerk, of mense wat tot geloof kom, maar hulle kom toenemend van buite die verbond, as ek dit so mag sê. Wat ek daarmee bedoel is, hulle kom nie meer soos vroeër jare so baie uit verbondshuise uit nie. So kindertjies wat groot geword het om die tafel, waar pa en ma lees en bid, en hulle gaan katekisasie toe, en weet 'n verbondsgesin met al die generasie gereformeerdes agter hulle, en soos wat hulle ouer word, lê hulle belydenis af, en hulle is lidmate in die kerk. Ons sien toenemend dat daardie gelowiges wat so in 'n verbondsgesin opgroei, dat hulle eintlik aan die afneem is. Nou, ek het nie presiese statistieke nie, en dalk is my waarneming heeltemal verkeerd, maar dit is maar net 'n aanvoeling wat ons het. Ons sien al hoe meer mense wat tot geloof kom, wat eintlik glad nie hierdie agtergrond het nie. Hy ken nie katekisasie nie. Sy weet nie van Sondag kerk toe gaan nie. Al hierdie dinge is vir hulle heeltemal nie. Hulle kom van buite hierdie verbondsopset, van buite die verbondsgesinne, van buite die verbondshuise. En dit is die mense met wie ons graag wil praat in hierdie reeks, die nuwe gelowiges, die jong gelowiges. Ons kan ook nie meer, as ons nou praat oor die kerk en oor prediking en oor katekisasie en oor lidmaatskap, ons kan ook nie meer aanvaar dat die lidmate van die kerk dieselfde vlak van Bybelkennis het as wat mense 60 of 100 jaar terug gehad het nie. Juis omdat hierdie verbondsopset, hierdie huisgesinne, dit lyk asof daardie opgroei in die kennis van die Here, asof dit by baie mense eintlik net nie meer gebeur nie. So daai Bybelkennis is net nie daar nie. Miskien sou mense 60 of 100 jaar terug kon mense sekere aannames maak dat die lidmate sekere dinge van die Bybel weet en van daar af voortbou. En natuurlik is dit gelukkig nog steeds so dat daar sulke gelowiges is, maar ons kan nie meer aanvaar dat die grootste hoeveelheid mense daardie agtergrond en daardie fondasie het nie. So dis die doel van hierdie reeks, disippelskap vir nuwe gelowiges. Ons wil daardie kernsake van die Christelike geloof, as ek dit nou maar so mag uitdruk, die basics,
Christendom 101. Ons wil daar begin. Dis waarna ons wil kyk. So ons beoog iets soos 9 tot 10 episodes waar ons wil kyk na hierdie basiese aspekte van die Christelike geloof. Nou, wat is nou die basiese, wat is nou die kernsake van die Christelike geloof? En dit is natuurlik 'n hele debat op sy eie, maar ons wil eenvoudig net gaan kyk na dit wat ons in die apostoliese geloofsbelijdenis sê. Die apostoliese geloofsbelijdenis gaan eintlik maar die basis vorm van ons hele reeks. Ons gaan nie noodwendig presies elke reeltjie of elke artikeltjie van die apostoliese geloofsbelijdenis hanteer nie, maar ons gaan in breë trekke gaan ons daardie kernsake van die belydenis neem as ons temas vir hierdie episode. So, ek hoop dit verduidelik so 'n bietjie die agtergrond en die redes vir hierdie reeks, dat almal dit verstaan. Miskien voordat ons nou aangaan, ons wil 'n bietjie gesels vandag oor hierdie hele vraag, wat is 'n Christen? En wat is 'n disipel van die Here Jesus Christus? Hoekom praat ons van Christene en waar kom dit vandaan en so aan? Maar voordat ons daarby kom, wil ek net eers bietjie by julle ander ouens hoor. Ek het nou baie dinge gesê oor mense wat nie meer in verbondshuise so baie groot word nie, en mense wat dalk nie so baie Bybelkennis het soos vroeër jare nie. En ek sê dit nie om neerhalend te wees nie, ek maak bloot 'n opmerking, en dit is hoe ek dinge sien. Maar ek wil eintlik graag bietjie by julle ouens hoor, hoe ervaar julle dit? Dink julle is heeltemal van die pad af as ek so iets sê? Het julle dalk self persoonlike ervarings in hierdie lyn? Hoe ervaar julle die gemeentelewe en die lidmate wat na julle toe kom, die volwasse katekisasies wat julle aanbied, die kinders se Bybelkennis ensovoorts? Hoe sien julle dit? Maar niks, ek is baie opgewonde om weer te mag deelneem. Dit was byna 'n jaar wat ek weg was. So ek wil eers te begin praat en ek hoop ek praat nie te lank nie. Maar niks, my belewenis is, onthou ek kom nou tradisioneel nie uit hierdie lyn soos jy sê nie, nee, ek het nie, ek's gedoop as kind in 'n NG Kerk, maar ek het nooit katekisasie, formele kategetiese onderrig gekry en so aan die nee, so ek kan maar in daai opsig sê, ek het 'n bietjie van 'n ander perspektief en beleef, en daarmee wil ek saam sê, ek dink ons gereformeerde geloof en kerke is regtig goud werd. Ons sit met soveel goud, en dit is vir my wonderlik en kosbaar dat mens in hierdie verbonds opvoeding mag opgroei, en ons kinders en so aan. Maar die moeilikheid is, mense wat van buite af kom, as ek dit nou so kan stel, hulle sukkel om in te skakel baie keer, en ek dink dis hoekom hierdie reeks so goed is, en ek so opgewonde is daarin, om deel te neem, want dis juist 'n probleem vir mense om van buite af gewoon te raak aan die kultuur en die taal, en jy weet die taalregister. So ek wil net dit eers sê, ek dink ons sit met goud, maar ons sal moet ook dit in ag neem, dat mense wat nie so groot geword het nie, sukkel om deel te word. Maar dit gesê, ek dink, wat is 'n Christen? Ons kan baie daaroor sê, ek wil nou nie alles sê nie, maar wat ek wil byvoeg is, waar kom daai woord, nie Christen vandaan nie, maar disipel, is 'n disipelskap reeks hierdie, en daardie woord disipel. Mag ek jou vinnig onderbreek? Ja. Ons gaan nou kom by wat is 'n Christen, maar ek wil eintlik net gou by jou hoor, jy het nou iets belangrik genoem hier wat vir ons luisteraars miskien baie kan beteken. Jy het nou juist genoem dat jy kom van buite die tradisionele gereformeerde kerk en so aan. Ek weet nie, ek sit jy nou so 'n bietjie hier in die kolle, maar gee jy om dalk in letterlik in 'n sin of twee net te vertel hoe dit gebeur, dat jy by die gereformeerde kerk aangekom het, en hoekom het jy daar aangesluit? Jy hoef nou nie natuurlik al die fynere details te sê, maar net in breë. Ja, maar niks. Wel, ja, in breë trekke, jy weet, ek kom uit 'n agtergrond, verskillende agtergronde, jy weet, ek was al in charismatiese kerke gewees, en NG Kerke as kind, jy weet, ek self maar op hoërskole aangesluit en so, en daarna het ek by
Arminiaanse kerk basies aangesluit en mettertyd het die Here my en my vrou ook oortuig van die gereformeerde uitverkiesingsleer en wat ons toe nou ontdek het is die gereformeerde kerk en toe sien ek vir die eerste keer ietsie soos die Dordtse leerreëls en dit was vir my baie kosbaar om jy weet die gereformeerde kerk te ontdek en maar ek moet wel sê daar's uitdagings jou eerste paar jaar is moeilik jy weet psalms sing is moeilik want jy ken nie die kultuur en die melodieë en die woorde en al die dinge nie so daar's baie uitdagings dink ek vir iemand wat van buite af kom. Dankie Jonker, baie dankie daarvoor. Ek dink dit is baie goed om vir ons om raak te sien dat kyk jy's nou 'n predikant in die gereformeerde kerk, so dat in die aard van die saak is al baie lank pad wat jy gestap het, maar as jy terugdink aan daai eerste paar oomblikke wat jy in die gereformeerde kerk was, ek dink dit is baie goed dat jy kan assosieer met mense wat die gereformeerde leer ontdek en kerk ontdek en daar's goeie waaraan mense wat in die kerk groot word het nie dink nie, soos wat jy nou sê 'n psalmboek. Hoe werk 'n psalmboek? Hoekom sing ons psalms? Ek ken nie die psalms nie, al daai klas van goeders. Dis belangrike goed wat ons in ag moet neem. En dit is presies die tipe sake wat ons ook in ons agterkop hou wanneer ons met hierdie reeks verder gaan. Jaco, so 'n bietjie jou ervaring oor gelowiges, nuwe gelowiges en so aan wat jy teëgekom het. Ja, as ek mag wil ek net ook so 'n bietjie by Jonker aansluit, net om 'n oorsig daar te gee want ek kom ook nie uit die gereformeerde tradisie uit nie. Ook gedoop in die NG Kerk as kind. Ja, maar in 'n NG Kerk ek kan nie baie eintlik veel onthou behalwe dat ek dink dit was maar net baie tradisioneel. Ek het sonnaarskool bygewoon en so, maar daar was nie regtig koneksie met die ware hart van gereformeerdheid nie. Ek dink dit was baie meer skolasties benader as ek dit so sê. Dis my laerskoolervaring. My ouers is geskei toe ek op laerskool was en dit het natuurlik die familie opgebreek. My pa was nie 'n gelowige nie, ek het by hom gebly, so daar het ek totaal kontak verloor. Kom ons noem dit met verbondsonderrig selfs in die huis. Hoërskooljare het ek later by my ma gaan bly en daar het ek aangesluit by haar kerk wat 'n tipiese, ek kan amper sê dit was definitief 'n Wesleyaanse NG Kerk. Nou elke diens roep mense op, steek jou handjie op, gee jou hartjie vir Jesus se kerk. Dit was wat dit was. Dit het obviously 'n fondament gelê vir 'n baie pieïstiese, as dit die goeie anglisisme is, benadering, wat my obviously gelei het tot die charismatiese, 'n diepe soeke na hierdie ervaringsgodsdienst. Nou, ek sê dit om met versigtigheid, want daar's niks verkeerd met ervaringsgodsdienst nie, maar binne 'n gesonde raamwerk, en ek dink verbondsraamwerk is 'n gesonde raamwerk vir regtig 'n diepe soeke na die Here. Maar dit het my gelei na die charismatiese kerk. Hier was hierdie diepe soeke en daai tyd as jy 'n jong man is, 'n jong mens in daai tyd is, en is dieselfde van vandag, dan verkoop die charismatiese kerk hulle self as ons is dood en hulle die lewe, en so jy's so angstig op soek na hierdie lewe wat almal vir jou beloof, en jy sien hierdie oënskynlike wonderwerke en profesieë en tale, so jy word getrek soontoe, want die Heilige Gees is daar en God is daar en hy's nie by ons nie, daai situasie. En so wyk jy uit soontoe en daar het ek baie teleurgesteld en kort sommer lank storie te maak, kwaad vir God geword, want al hierdie profesieë, al hierdie tale, al hierdie wonders het net nie waar geword in my lewe nie, en God is dan dood, hy bestaan net nie meer nie. Ek het kwaad geword vir die kerk en kwaad vir God, en die kerk verlaat 'n paar jaar na my weermag. En daar het ek nou gedwaal in die woestyn, en red die Here vir my kragtadig in 2010, en daar het 'n pad van reformatie, ek wil amper sê die eerste fase was 'n natuurlike reformatie, want ek het regtig baie diep en ek dink dis deel van die disipelskap reeks waar ons gaan begin, 'n baie diep sondebesef gehad, 'n groot besef van God se heiligheid, en ek dink dit is een van die groot tekorte, as ek kan aansluit by die tweede punt in ons kerke vandag, en dis 'n groot ervaring vir my, dat ek dink ons gaan later baie intellektueel met God om. Daai R.C. Sproul wat daai boek geskryf, Holiness of God, vir die rede. Ek dink, daai diepe oortuiging van sonde, wat jou hart breek voor God, maar jou op jou knie breek voor hom, maar jy so sy genade besef, dis waar het begin het vir my, en daai traject, wil ek amper vir jou sê, lei na gereformeerdheid vir my, dit is wat met my gebeur het, want ek het God so in sy grootheid leer ken, en ek het sy genade, want ek het maar 'n wille lewe gelei, vir die tyd wat ek kwaad was, en dit lei outomaties na reformatie, want toe ek die leer van genade hoor, toe weet ek net, hierdie
moet die waarheid wees, want ek is so oortuig van my son en ek is so diep bewus van hierdie groot God en dat ek net absoluut die hel verdien het. Hierdie al oorkoepelende leer van God se glorie en sy genade wat jy in die gereformeerde leer sien. Dit het my aangegryp toe ek dit die eerste keer begin hoor. En daarna het ek gereformeerde kerke begin soek en so het ek in die gereformeerde kerke beland. Vinnig kortliks oor wat jy gevra het oor my belewenis van vandag is, ek dink ons moet aanvaar dat daar's 80% mense wat sê in Suid-Afrika as Christene. Ons weet 'n groot persentasie van daai is teen nie nominale Christene of glad nie Christen nie. 'n Baie klein persentasie, die globale gereformeerdheid is baie klein in terme van mense wat sê hulle is Christene. En binne in die buitesirkel van gereformeerdheid wil ek ook vandag sê, en ek wil 'n radikale stelling maak dat ons in ons verbondsinrig, in ons huise, en dis my ervaring, baie kontak verloor met wat is ware reformatie. En dit gaan nie oor Calvin en Luther, en ons mis die punt as ons dink reformatie gaan oor Calvin, hulle was deel daarvan. Dit gaan oor die evangelie. Reformatie gaan oor die evangelie. Dit wat die kerk na toe teruggekom het, die ware evangelie. En my persoonlike opinie is daar regtig hierdie simpel beginsel, en ek wil hiersof, ek kan nie sy naam onthou nie, aanhaal nie. Dit is een van die Puriteine, toe hulle vir hom vra op sy sterfbed, toe sê hy, my verstand het my verlaat, ek kan nie eens meer lekker onthou nie, maar as 2 dinge wat ek weet. John Newton. Dat ek 'n groot sondaar is. Wie was dit gewees? George Whitefield. John Newton. Ek is 'n groot sondaar, maar God is 'n groot verlosser en hy is my verlosser. En ek dink dis die kern, en ons het daai hart verloor in 'n sekere opsigte vir my. Ja, voordat ek vir Gerrie geleentheid gee, ek wil net die luisteraars ook, ek dink dit is baie goed dat julle net so 'n bietjie julle verhaal vertel het, want ek dink dit wys ook vir ons luisteraars dat ons kom nie vanuit hierdie ivoortoring van hoog na benede nie, jy weet, ons almal het ons eie pad wat ons gestap het, en ons sien juist raak dat ons moet ons oë oopmaak vir die landskap, vir die Christelike landskap daar buite, en dat almal van ons, die Here lei ons op verskillende weë, en hy bring ons by die Vaderhuis aan, hy bring ons na die waarheid, en dis skitterend om so te hoor hoe die Here dit ook in julle lewens gedoen het. Dankie daarvoor, Jaco en Jonker. Gerrie, van jou kant af, hoe lyk dinge vir jou, as jy uitkyk? Ek dink ons moet regtig raak sien, soos jy sê, dis die Here wat deur sy genade mense by sy kerk voeg. En my belewenis is dat die Here mense van allerhande agtergronde by sy kerk voeg. En dan het ons baie keer hierdie vooropgestelde idee, maar as iemand nou tot geloof kom, dan's alles reg en alles is uitgesorteer. Waar die Bybel 'n baie eenvoudige plek begin. Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Ons baie keer hierdie amper geromantiseerde idee van, as iemand nou tot geloof kom, is alles net goed en lekker en maklik en alles word verstaan. Maar ons moet besef dat vir iemand wat tot geloof gebring word, dit dikwels 'n groot krisis veroorsaak. In ander samelewings, as mense dit so wil stel, is die krisis dikwels dadelik wel, jy kan jou lewe verloor. Dink maar aan iemand wat uit die moslim geloof tot bekering kom. In die westerse samelewing is die verskil dikwels nie so groot nie, maar die westerse samelewing in 'n groot mate op Christelike beginsels gebou is. Maar soos dit al hoe meer verlaat word, kom ons agter, maar jy skielik is dinge anders vir jou. En dan is die anders wees nie, ek is nou volmaak nie, die anders wees, ek lewe nou vir iemand anders, ek lewe vir die Here. En skielik raak elke besluit amper 'n krisis. Ek kan nie meer gaan soos ek vroeër gegaan het, ek kan nie meer doen wat ek vroeër gedoen het, ek doen dit op 'n ander manier. En daarom glo ek, is dit vir ons so belangrik om regtig by die heel eenvoudige uit te kom. Soos Jonker nou gesê het, jy stap in 'n erediens in en dis anders. En dis met 'n rede anders as die wêreld. Maar waarom is dit anders? Waarom doen ons dinge soos ons dit doen? Dit help nie ons hamer op hierdie verskriklike hoë uitdagende dinge, maar die basiese ontbreek nie. Soos wat is 'n Christen?
iemand wat glo dat Jesus die Here is. Hoe lyk die lewe van 'n Christen dan? Dit was tog deel van ons Here Jesus se opdrag voor sy hemelvaart, leer hulle om alles te onderhou. Ons haak dikwels so vas by die gaan maak die disippels, en dis nodig, dis belangrik, en dan word die leer hulle om alles te onderhou agterweë gelaat. En dan sit jy met mense wat dikwels van proos ontneem word, omdat hulle nie die basiese waarheid ken van, maar ek behoort nou aan die Here. En dit beteken nie ek is nou volmaak en perfek nie, en ek gaan nog 'n stryd hê, maar ek weet waartoe ek op pad is. Ja. Presies, ek dink dis die ding wat ons in gedagte wil hou hier is, wat is die kern, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die Here het ons gered. En hy het ons gebring by die punt dat ons nou die gereformeerde leer, dat ons die waarheid ontdek. En dit gaan gepaard met die hele gemeenskap wat vir my ontsluit word, die kerk wat daarmee saamgaan. Maar vir oud en jonk, vir nuwe en ou gelowiges is dit belangrik dat ons met hierdie reeks ook weer terugkom na dit wat jy nou genoem het, Gerry. Wat is 'n Christen? Waar moet ons begin? Wat is die hart van dit alles? Dat ons weer dit kan vashou en van daar af weer vorentoe kan gaan. So dit gee ons 'n goeie inleiding oor ons hoofinhoud eintlik vir hierdie episode, en dit is die vraag, wat is 'n Christen? So, iemand het tot geloof gekom, jy's 'n nuwe gelowige, die Here het jou gered, jy is 'n Christen, jy noem jouself 'n Christen, en jy's deel van 'n gemeente, en almal daar noem hulle self Christene. Maar wat op dese aarde is dit? Wat is 'n Christen? Nou as jy gaan kyk, Afrikaanse programme op televisie, sê nou maar, Boer soek 'n vrou. Ek weet nie wie kyk dit nie. Maar as jy nou so Afrikaanse program kyk, nee, en dan vra hulle altyd vir die boer, of hulle vra vir iemand, wat se tipe vrou soek jy? En ja, ek soek 'n Christen vrou. Okay, wat bedoel jy daarmee? As jy soek 'n Christen vrou. En wat hulle dan gewoonlik sê is 'n vrou met goeie waardes. Sy moenie dit nie, sy moenie dat nie, sy moet haar so gedra en so gedra en so gedra. So dis die definisie daar buite in die Afrikaanse landskap van 'n Christen. En dit bring by mens die vraag na vore, verstaan ons nog wat presies is 'n Christen? Want ons hoor oral oor van Christelike skole, en ek sê nie dat hulle Christelike skole is of nie is nie. Ons praat van Christelike regerings, ons praat van Christelike huise, Christelike mense, almal is Christene. Jy weet, maar wat is die definisie? Wat is 'n Christen? Is dit iemand wat hou by 'n sekere gedragskode? So, hy vloek nie so baie nie, en hy doen nie dit nie, en hy doen nie dat nie, en hy het hierdie hele morele kode. Gaan dit met ander woorde oor hierdie bepaalde gedragskode? Is dit wat jou 'n Christen maak? Is dit wat dit beteken? As jy by iemand staan, as jy die predikant is, en iemand laat val 'n knoop of twee, dan sê hulle, ekskuus, jammer, ek het nou nie geweet jy's 'n dominee nie, ek is jammer, ek vloek so. Waar op die aarde kom dit vandaan? Dit kom van die idee, van die perspektief, dat 'n Christen is hierdie mooi gepolitoerde persoon, wat sekere gedragskodes handhaaf, en nou moet ek ook inval by daardie gedragskode. Ek sê glad nie dat gedrag en gedragskodes en moraliteit en etiese gedrag en so dat dit nie belangrik is, natuurlik nie, maar dis nie nou die vraag. Die vraag is, wat's die hart hiervan? Wat presies is 'n Christen? Wie gaan ons daarmee help, Jaco? Net jou kantnota, maar niks. Nee, net vinnig. Jy weet, jy het nou baie interessante inslag gevolg oor moraliteit. En ek wonder maar net, as ons op daai koers is in ons kultuur en land, dan sou ons niks anders kon wees as 'n moslim nie, of 'n sekularis nie, of 'n humanis nie. Want dit is 'n absolute relatiewe moraliteit waarop ons bou. So ons is dan nie uniek nie, en dis nou presies wat ons vra, nê. Wat maak Christen uniek? Ja, presies. Ja, ek as ek dit sonder enige dogmatiese terme en sonder enige teologiese beredenering tot op die been af in sy eenvoud kan stel, dan wil ek dit vergelyk met Jesus se lewe op aarde in die evangelies. Mense het hom ontmoet, en jy het of hom verwerp,
Jy het hom aangeneem en jy het nie voor hom gebuig. En ek wil sê 'n Christen is iemand wat by daai punt gekom het wat deur Jesus gekonfronteer was. Daar is nie een mens op hierdie aarde wat eendag voor God se troon kan staan en sê ek is nie in my lewe gekonfronteer met Jesus nie. Selfs die ateïs, Romeine 1 sê dit vir ons. Daar's niemand wat eendag sal sê ek het nie geweet van God of wie hy is nie. So 'n Christen is iemand wat by daai punt gekom is wat soos enigiemand in Jesus se lewe op aarde, of jy 'n prostituut is, of jy 'n fariseer was, of jy 'n wetsgeleerde was, of jy die gouverneur was, of jy in ons terme die president was, of jy Nikodemus was wat 'n dominee was, professor op 'n teologiese skool was. Almal gaan voor Jesus kom en met hom gekonfronteer word, net soos Nikodemus, net soos 'n rou prostituut wat in die bed gevang is saam met 'n man. Wat gebeur op daai punt wanneer jy met Jesus gekonfronteer word? Natuurlik die soewereine werk van die Heilige Gees. Almal van hulle wat Jesus ontmoet het, het twee rigtings gestap. Links of regs. Regs die smal weg na die koninkryk van die ewige lewe toe. Links die breë pad na die hel toe. Jesus het jou op daai punt verander. Ek daar's een versie in die Handelinge wat vir my so pragtig is, wat die mense oor die disippels skryf. Hulle sê, we could see they were with him. Daar's die enkel, simpel definisie van 'n Christen. We could see that they were with him. 'n Christen is iemand wat daar op daai punt gekom het, in sy knie voor Jesus gebuig het, as die koning, as die Here en die verlosser. En dit geld vir die professor van teologie, want Nikodemus was 'n professor van teologie. En 'n groot vraag daarmee saam is, in teologiese terme, is jy wedergebore? Dit geld vir Nikodemus wat 'n verbondskind was, wat 'n professor van teologie was. Jy kan 'n professor op Potch wees, Westminster, waar ook al. Die vraag vir ons almal is dieselfde. Is jy wedergebore, anders sal jy nie ingaan nie, het Jesus gesê. Dit is die bottom line van Christendom. Ja, ek hak graag by jou aan. Dis om dan te kan weet, maar my sonde is vergewe, ek is met God versoen. En daai is 'n moeilike een vir baie mense, want ons werk van nature met hierdie gedagte, maar ek moet iets te self doen, ek moet betaal, of my sonde kan nie nou net weggevat wees nie. So, 'n Christen is iemand wat broos het, selfs wanneer jy nie presies weet hoe dit werk, weet hoe dit werk nie. Dit is hierdie besef, maar Jesus is die Here, God hom opgewek uit die dood uit, en ek deel daarin. En hy het uitgeroep, dit is volbring, die volle prys is betaal. En daar is nogal iets wat ons gereeld mense moet aan herinner, want baie het hierdie idee, maar ek verdien nie om hier te wees nie. Dis reg so, niemand verdien dit nie. Of baie het hierdie idee, maar iemand moet eers deur hierdie 5000 hoepel spring voor ons nou kan sê, okay, hierdie persoon is nou regtig 'n Christen. Maar om by die Bybel sit te hou, en om mense dan aan die troos te herinner, maar ja, jou lewe is nou op sy kop gekeer, maar jy die troos. En dit wat jy in jou verlede gedoen het, en selfs die sonde waarteen jy nou skry, selfs die sonde wat jy nog nie eintlik eers weet sonde is nie, is vergewe. En jy's God se kind. So ons moet so hamer daarop. Ek is God se kind. Ek is nog nie volmaak nie. En dit is die mooi, en dit is die mooi van 'n pad saam met iemand stap wat dan tot bekering kom, om nou mag ons bou. Nou kan ons weer fokus op die kerndinge, die belangrike dinge. En julle almal is self paas, julle manne wat saam gesels, dan sien ons opnuut weer die mooi daarvan raak. As jy saam met jou kinders iets niets beleef of sien, en jy ervaar soos hulle dit doen, dan sien jy hoe mooi dit is. So dit is so goed vir gelowiges om hierdie pad saam met nuwe gelowiges te stap. Maar niks, ek wil so 'n stapie teruggaan, om by die vraag uit te kom, wat is 'n Christen?
Nou, ons het al op vorige reekse van hierdie disipelskap reeks alreeds baie uitgelig oor wat dit is vanuit die katekismes ook. Maar ek wil graag 'n teksgedeelte wat nogal kernagtig vir my verduidelik wat 'n disipel is. En dis vir jong gelowiges, ou gelowiges, nuwe, wel jong, oud en nuut en oud. Wat ek dink ons moet in gedagte hou, en dit is Lukas 9, vers 23 is baie bekende gedeelte, daar sekerlik ander ook wat dit anders verwoord, maar Lukas 9 sê, en Jesus sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. So in een sin of woord, 'n disipel is 'n volgeling en leerling van Jesus wat homself verloon en nie meer vir homself leef nie, maar vir Christus. Ja, dis soos iemand het 'n keer vir my gevra, wat is die reëls van die kerk? En die bedoeling daarmee was, wat is die reëls wat ek moet volg, sodat ek ook 'n Christen kan wees? Want dit is natuurlik die verkeerde vertrekpunt, en dit is wat julle nou almal uitgelig het, wat jy nou gesê het, Jonker. Die vraag is nie, wat is die reëls van die kerk, wat moet ek doen, wat se boksies moet ek afmerk, sodat ek 'n Christen kan wees nie? Maar wat het die Here in my hart gedoen? Is ek gekonfronteer met Christus? Het Christus, soos wat hy met sy disipels gemaak het, as jy in Johannes gaan lees, hy kom na Petrus toe, hy kom na sy broer Andreas toe, en hy sê, volg my. Dis daai konfrontasie met Christus, die oproep, volg my, en dan soos jy nog sê, Jonker, hulle los alles. Hulle los die nette, hulle los die hele visvangbedryf, hulle los alles. En hulle volg die Here Jesus Christus. En dit is die vertrekpunt waar ons sal moet begin. 'n Christen is iemand wie se hart besny is. Dis 'n besnydenis van die hart, daar's 'n geestelike werk binne in jou gebeur, wat jy self nie gedoen het nie, maar wat die Here kom doen het. En jou oë is oopgemaak vir die feit, ek is 'n sondaar, ek is verlore, ek het 'n redder nodig. En daai redder is Jesus Christus. Dit is 'n baie basiese besef, dis 'n baie basiese begrip, maar dis die kern, dis die hart daarvan. Dit is wat dis die eerste gedagte wat 'n Christen het, is as hy tot ware bekering kom. Is die Heilige Gees oortuig van sonde en van geregtigheid, en ek besef, ek's verlore. Ek het die Here Jesus Christus nodig. Ek moet hom volg. En dis dieselfde patroon ook vir gesoute, kan ek maar sê, gelowiges, nê, wat nou al lank op die pad is. Presies dieselfde. Ja. En die kerk moet ou juis dit vir 'n jong nuwe gelowiges leer, maar ook vir hulle wat lankal in die kerkbanke sit. Ja. Want is dieselfde patroon. Presies. Al die ander dinge is, ek sê nie dis onbelangrik nie, en ons moet dit uitskyf nie, wat ook al, maar ons het dan nog gepraat van psalm sing en van kerkwees en al daai dinge, wat verskriklik belangrik is, en is deel van die Christelike lewe. Maar om daai goed te gaan plak op iemand wie se hart nie verander is nie, op iemand wat nie wedergebore is nie, op iemand wat nie gekonfronteer is deur Christus nie, iemand wat homself nie verloon en sy kruis opneem en Christus volg nie, om al daai dinge op iemand te gaan druk wat nie 'n Christen is nie, dan maak jy 'n fariseer. Dan het jy, dit is nie Christenskap nie. Die vraag is nie, wat is die reëls wat ek moet volg nie? Die vraag is of my hart verander is ek wedergebore, het ek die besnydenis van die Gees, is ek gekonfronteer met die Here Jesus Christus. So, hier moet ons begin. Ons kan natuurlik hieroor nog baie praat, en dit is regtig 'n baie, nie net 'n belangrike tema nie, maar dit is so 'n opbouende tema om oor te praat, want dit herinner 'n mens net weer aan waaroor dit alles regtig gaan. Maar is daar miskien so 'n gedagte of twee van julle kant af, en dan moet ons vir eers haltroep met hierdie episode. Enigeen van julle nog ietsie wou byvoeg? Net so 'n kort opmerking van my kant af, is, het iemand wat deur die Here tot bekering gebring is,
het ons almal, kom ons praat maar van 'n gemeente dan, die geleentheid om te sien hoe lyk genade in praktyk. Ek dink nou aan Onesimus wat tot bekering gekom het en na Filemon toe teruggestuur is. Maar die brief aan Filemon noem ook aan die begin die gemeente. En die gemeente gaan nou sien en leer, wat beteken dit om regtig genade te ontvang het en om dit dan aan ander te bewys. So ek weet, my opmerking gaan nou meer oor mense wat reeds glo, maar om regtig genade aan mense te kan bewys, dat ons jong gelowiges ook op hierdie manier kan help en kan leer om te besef, maar wat is genade? Ek verdien nie hierdie dinge nie, maar die Here gee dit. Ja. So om in daai trant ook net af te rond en af te sluit, wat is 'n Christen? Handelinge sê, die mense van die weg is Christene genoem. Is die mense van die weg, is die mense van die waarheid, is die mense wat Jesus Christus gevolg het. En dis wat 'n Christen is die Here Jesus Christus het vir jou gesê, volg my, en hy is met jou op pad. En op hierdie pad is ons veronderstel om te doen wat hy sê ek moet doen, en luister wat hy sê ek moet, en luister na sy woord. Dis wat 'n Christen is. Die Here is met ons hier, nie klaar op aarde nie, ek het nie gearriveer nie, daar lê nog vir ons baie dinge voor, maar vir nou luister ek na sy stem, en sy skape ken sy stem, en hulle volg hom. Dankie julle vir julle elkeen se insette, ek sien uit vir die reeks wat voorlê, en ek hoop ook ons luisteraars sien net so uit na die volgende episodes in hierdie reeks. Dankie julle, tot volgende keer, totsiens. Baie dankie.